Goeiemôre gemeente. Baie welkom vanoggend hier saam. Dit bly 'n wonderlike groot voorreg om saam in teenwoordigheid van die Here te wees en hom saam te kan aanbid. Net enkele afkondigings. Dominee Koenie vra verskoning. Hy is vanoggend by die VGK Houston Mount Pleasant. Ons help gereeld daar uit met preke. Anton is nog met verlof. Ek self en Koenie is terug. En dan gemeente, maak ons ook staat op u volgehoue voorbinding ook vir die beroepsproses. Ons gaan donderdag oggend van 8:00 af, het ons onderhoude oor Teams, oor die internet. En die doel daarvan is om uit die 5 onderhoude wat ons gaan hê, dan 2 of 3 persone te identifiseer, met wie ons dan persoonlike oog-tot-oog onderhoude gaan hê. So ons doen dit eers oor Teams of oor die internet dan, en dan vanuit hulle uit identifiseer ons 2 of 3 persone, met wie ons dan persoonlike oogkontak, direkte onderhoude sal hê. Ons bly vra vir u voorbinding dat die Here vir ons deur sy gees en teenwoordigheid lei, om die persoon hier te bring wie God hier wil hê. Die Here het nog altyd vir ons voorsien en altyd op die regte tyd die regte mense gebring. Ons dink aan hierdie tyd en ons bid ook vir almal wat hartseer ervaar. U is waarskynlik almal bewus van die Van Jaarsveld gesin. Hulle was lidmate by ons, Rudy, Lara, Roan en Isak. Hulle diens was Vrydag hier in ons kerk. Die hele gesin is in 'n motorongeluk oorlede. Dit is, dit gryp 'n mens aan die hart. Ons dink ook aan die familie van Annette Oosthuizen. Sy is ook oorlede, baie skielik. Sy het siek geword. En dan gemeente, ons tema vanoggend is: leef jou geloof. Die toets lê in die onverwagse. Uit Matteus 25. Ons sluit aan by verlede Sondag se boodskap van Koenie oor die eindtyd. En wanneer ons dan die kers aansteek as teken van God se lig, wat altyd skyn, ook in alle duisternis, dan dink ons vanoggend aan die mense wat eensaam is, wat hartseer is, wat dalk verwerping ervaar. Ons dink aan die vreemdelinge situasie. Dit is juis wat my geïnspireer het vir hierdie boodskap, om hierdie gedeelte te lees. Dalk mense wat in die tronk is, wat u ken, of van weet. Of iemand daar in die Alzheimer's afdeling van Letitron, eensaam
in hulle eie leefwêreld. Kom ons word net 'n paar oomblikke stil en bid vir die persoon of die mens of die situasie wat die Heilige Gees nou op jou hart lê. Ek wil stil wees, Here, en op U wag. Ek wil stil wees dat ek kan verstaan wat in U wêreld gebeur. Ek wil stil wees om na aan die dinge te kom, aan al U skepsels en hulle stemme te hoor. Ek wil stil wees dat ek onder die baie stemme U stem kan herken. Toe alle dinge in diepe swye gewag het, sê die woord, het van die goddelike troon, o Here, U almagtige woord gekom. Ek wil stil wees en my daaroor verwonder, dat U vir my 'n woord het. Here, ek is nie werd dat U na my toe kom nie, maar spreek net een woord, dan word my siel gesond. Amen. Gemeente, ons dien die Here met ons offergawes. God seën ons om tot seën te wees. Baie dankie aan ons dienswerkers. Gemeente, kom ons staan, dan loof ons die Here met die volgende 3 liedere.
Ek kan die woord van die Here oopmaak by Matteus 25. Here, ons het dit nou as 'n gebed gesing. Vader, spreek tot ons. Dankie dat U vir ons 'n woord het. En ons bid, Here, dat U alle dinge wat dalk probeer om in ons gedagtes in te speel, sal stil maak. Dankie dat U hier is. En wanneer ons hierdie woord lees, dat U Gees met ons as 'n gemeente, en ook die van ons wat later nou by die diens inskakel, en elkeen van ons persoonlik sal aanraak, dat U Gees dit 'n lewende woord maak. In Jesus naam. Amen. Matteus 25 by vers 31. Ek het die laaste tyd geweldig baie aan hierdie gedeelte gedink, juis na aanleiding van die vreemdelinge situasie in ons land. Die profetiese rede, die laaste oordeel, wanneer die Seun van die mens in majesteit kom en al die engele saam met hom, sal hy op sy koninklike troon gaan sit. Al die volke sal voor hom bymekaar gebring word, en hy sal die mense van mekaar skei, soos 'n wagter die skape van die bokke skei. Die skape sal hy regs en die bokke links van hom laat staan. Dan sal die koning van die aan sy regterhand sê, kom, julle wat deur my Vader geseën is, die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit, want ek was honger en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors en julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling en julle het my gehuisves. Ek was sonder klere en julle het vir my klere gegee. Siek en julle het my verpleeg. In die tronk en julle het my besoek. Dan sal die wat die wil van God gedoen het, hom vra, Here, wanneer het ons dan vir U honger gesien en U gevoed of dors en U iets gegee om te drink? En wanneer het ons U 'n vreemdeling gesien en U gehuisves of sonder klere en vir U klere gegee? Wanneer het ons U siek gesien of in die tronk en U besoek? En die koning sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van hierdie geringste van hierdie broers of susters van my gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Dan sal die koning vir die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my af, julle vervloektes. Gaan na die ewige vuur, wat vir die duiwel en sy engele voorberei is. Want ek was honger, en julle het my niks gegee om te eet nie. Ek was dors, en julle het my niks gegee om te drink nie. Ek was 'n vreemdeling, en julle het my nie gehuisves nie, sonder klere, en julle het my nie klere gegee nie, siek en in die tronk, julle het my nie versorg nie. Dan sal hulle ook antwoord, Here, wanneer het ons dan vir U honger of dors gesien, of 'n vreemdeling of sonder klere of siek of in die tronk, of U nie gehelp nie? En hy sal dan antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van hierdie geringstes nie gedoen het nie,
het julle dit aan my ook nie gedoen nie. En hierdie mense sal die ewige straf ontvang. Maar die wat die wil van God gedoen het, die ewige lewe. Gemeente, dit is 'n harde woord hierdie. En ek staan nie vanoggend hier om vir u te preek oor hierdie gedeelte nie. Want soos 'n mens met die woord besig raak en die Here dit op jou hart lê om daarmee besig te raak of met 'n spesifieke gedeelte as voorbereiding, hoe harder praat die Here met my, met myself. En staan ek voor hierdie gedeelte. Ek lees dit ook nie om enige persoon bang te maak nie. Maar dit is deel van God se woord. En ons kan dit ook nie ignoreer nie. En daarom is my gebed dat die Here vir my en vir elkeen van u vanoggend in besonder ook rondom hierdie gedeelte sal lei deur sy Gees. En dat ons elkeen duidelik sal hoor wat God vir ons sê, vir ons as gemeente, maar ook elkeen persoonlik. Soos gesê, die gebeure van die afgelope weke rondom vreemdelingskap is dit wat vir my aangeraak het en ook in aansluiting by Koenie se boodskap van verlede Sondag. Die woord sê in Matteus 25 dat die seun van die mens, Jesus Christus, sal op sy glansryke troon sit en voor hom sal al die nasies van die aarde bymekaar kom. En dan vind daar 'n skeiding plaas, soos wat 'n skaapwagter van ouds bokke en skape geskei het. Hierdie gedeelte in die laaste hoofstukke van Matteus, hoofstuk 25 rond, leer eintlik vir ons hoe ons in die eindtyd moet lewe. U sal ook daar die verhaal vind, die gelykenis van die 10 meisies, wat hulle lampe gereed moes hou. Hulle het geweet die bruidegom kom, maar hulle weet nie presies hoe laat hy kom nie. So hulle moes hulle lampe brandend hou, hulle geloof brandend. En so kom hierdie gedeelte en leer vir ons dat ons geloof, as ons vanoggend sê ons het die Here innig lief, ons ken hom as ons Here en ons verlosser, dan moet dit wys in ons daaglikse lewe. Ook in die onverwagse dinge en situasies wat op ons pad mag kom, van mense wat op ons pad mag kom. Geloof is nie net lippetaal nie. Geloof word dade van onvoorwaardelike liefde, soos wat Jesus self vir ons onvoorwaardelik lief het. Vriende, daar's 4 hoofmomente in hierdie gedeelte. In die heel eerste moment gaan oor die skeiding tussen skape en bokke. En dit is nogal ontstellend. Dit ontwrig 'n mens. As jy daaroor nadink, daar sal geseëndes en vervloektes wees. Die geseëndes kry die koninkryk van die hemel, die ewige lewe. Die vervloektes nie. En onwillekeurig kom die vraag op: in watter kraal gaan ek wees? Ek wat hier voor u staan. In watter kraal gaan u wees? Die tweede moment sê vir ons is nie van nature ingestel op die mense
wat vir God belangrik is nie. Ons is nie van nature ingestel op die situasies, om in situasies en in mense iets van God se teenwoordigheid en sy grootheid te sien nie. Die oordeel wat God hier uitspreek word by albei groepe bevraagteken. Beide die geseëndes en die wat nie geseën is nie, is verbaas oor dat die koning vir hulle sê, maar ek was in die tronk gewees, ek was op straathoek gewees, ek het voor jou deur gestaan, ek was siek, ek was eensaam, ek was broos, ek was oud. Die wêreld het my een kant toe gestoot, en jy het my besoek. Jy het vir my water gegee toe ek dors was. Toe ek amper verkleim het jy vir my 'n warm jas gegee. Of, Michiel, jy het dit nie gedoen nie. Beide groepe is verbaas. Die derde moment is dat ons sien nie altyd die Here raak in mense op ons lewenspad nie. Een van die aansoekers vir ons leraarspos het vir my so treffend in die aansoek geskryf, nie vir my nie, maar in die aansoek geskrywe, maar dit het my getref. Die persoon het gesê, dis 'n voorreg om Jesus in elke mens te ontmoet. Is dit nie mooi nie? Dis 'n voorreg om Jesus in elke mens te ontmoet. Dan tref dit ons. Wat ek aan die koning doen, wat ek aan die mense doen, aan my naaste doen, of nie doen nie. Ekskuus tog. Of nie doen nie, is net so goed ek doen dit aan Jesus, of nie aan Jesus nie. Dit is wat hy sê. Dit word 'n uiters persoonlike saak tussen my en God. Die laaste, die vierde moment is, dit gaan oor ewige straf of ewige lewe. Twee perspektiewe, die een is, God sê vir ons hoe hy mense sien. Ook die geringes. En ons het gesien in Jesus se optrede en sy leer en lewe op aarde, toe hy geleer het en op aarde was, het niemand by hom verbygegaan nie. Hy die melaatse wat in daardie tyd 'n onrein mens was volgens die Joodse wette, hy die melaatse aangeraak, genees, gesê, gaan wys jou vir die priester, jy is rein, jy is mens. Die vrou by die put, wat maar in die stiltye kom water skep het, omdat sy waarskynlik nie die moed gehad het, om ander mense in die oë te kyk nie, want sy het nie geweet eintlik hoeveel mans sy het nie. Maar Jesus praat met haar. Jesus gee vir haar die water van die lewe. En sy word een van die eerste groot getuies van Jesus. Sy gaan terug na haar mense toe. Die Samaritaanse vrou, sy gaan terug en sy sê vir hulle, is hy nie dalk die Christus nie? En dan staan daar baie van die Samaritane, het tot geloof in Christus gekom op grond van die getuienis van hierdie vrou. Hierdie geringe mens, wat nie meer geag is in haar samelewing nie.
As u of iemand vanoggend met hierdie vrou en hierdie melaatse man of hierdie geringe mens identifiseer, miskien ervaar u, glo u 'n leuen dat niemand vir u omgee nie, sien dan dat Jesus se arms vir u oop staan. Kom klim in sy arms. Daar's so 'n mooi prentjie wat ek gister raak gelees het. Dit gaan oor 'n man wat sy lewe gee om hoe sê mens daai woord? 'n simpanjie. Maar ekskuus my tongknoop nou. Om hulle te red, om te keer dat hulle uitgeroei en verkoop word. En hy is daar iewers in 'n Afrika land besig. En hierdie diertjie is vasgemaak aan die man wat hom wil verkoop. En hierdie persoon kry dit reg om hierdie man te oortuig om daai toue af te sny en hierdie klein aapie kom. En toe die man sy arms oopmaak, instinktief weet hy dat hierdie man wat voor hom staan is hier om hom te red. En hy sê hy het opgespring en hom vasgeklou en wou hom nooit weer los nie. Hy kon hom groot maak en red en hy is op pad terug in die natuur. God, Jesus staan voor ons, sy arms oop, om ons heel en nuut te maak. Dit alles loop uit op die finale oordeel. Ewige straf, ewige lewe. Ons kan nooit die ewige lewe verdien nie, maar vriende, hierdie gedeelte sê vir ons, leef jou geloof. As jy die barmhartige God eer, as jou verlosser, moet sy barmhartigheid sigbaar word rondom jou. Ons moet Jesus erken rondom ons. Ons moet Jesus erken in mense rondom ons. Erken Jesus. Martin Luther het by geleentheid gesê, die wêreld is vol van God. Dalk staan hy in die steegie voor jou deur. Dalk staan Christus op 'n plek waar jy hom nie verwag nie. Maak jou oë oop. Die Here sê dalk vir ons, as jy my wil dien, moenie vir my onder die engele gaan soek of in die hemel daarbo nie. Maak jou oë oop. Ek sal in jou huis kom, ek sal aan jou deur klop. Kyk rondom jou en jy sal my sien. As jy my wil lief hê, wees dan lief vir die mense wat op jou pad kom. Ook die wat onverwags en ongeleë kom. Ons soek Jesus waar hy dalk nie te vinde is nie. Hy kom elke dag in verskillende gedaantes, dikwels onverwags en ongeleë. Die vraag is of ons hom sal erken in die gedaante van die geringstes en of ons gereed sal wees. Dit is die skarnier waarop God se oordeel draai. As ons dan vanoggend moet sê, wie is hierdie mense? Die onverwags is, die onwaarskynlik is in ons samelewing. Ken jy dalk iemand wat in die tronk is?
Iemand wat God vanoggend op die hart lê. Honger, werkloos. Die melaatses van ons tyd. Siekes, eensames. Die brooses. Dalk iemand wat al vir jare lank op 'n bed lê in Letitron en hier diep in die binneste weet u moet daardie persoon gaan besoek. Maar u vermy dit want dit is nie lekker nie. Dit is nie lekker om in Letitron se gange te loop en jy sien mense wat net daar lê nie, wat skaars kommunikeer nie. Of as jy in die Alzheimer afdeling instap en die persoon wat jy gaan besoek erken jou nie, praat woorde of glad nie, of lê net daar, sit net daar. Maar wanneer jy hom besoek, dan gee jy vir hom 'n boodskap dat daar 'n God is wat vir hom nie vergeet het nie. En dalk net in 'n paar woorde breek daar 'n klein bietjie lig deur. Of nog meer, die boodskap wat jy vir daardie man se kinders gee, is dat ons sien nog raak dat julle pa 'n mens is. God het hom nie vergeet nie. Jy onthou hulle vir wie hulle werklik is. Mense met psigiatriese uitdagings, die verslaafdes, die buurvrou wat almal rondom haar wegstoot, daar waar jy bly. Ons kan aanhou en aanhou. Die persone wat die Here nou op jou hart druk, terwyl jy ons hier is. Iemand wat lank op straat gewoon het en geleef het deur die Here se genade, hy het weer God gevind, hy het die genade gekry om homself weer sy lewe bymekaar te kry en sy lewe op te tel. Toe vra hulle vir hom, wat was vir jou die ergste, toe jy honger was, toe jy koud was, toe jy bang was, toe jou lewe bedreig was, nat gereën het? Hy sê nee, die ergste was, wanneer ordentlike mense vir my 'n stukkie brood gee, maar hulle kyk my nie in die oë nie. Hulle sien my nie meer raak as 'n mens nie. Vriende, dis deel van die rede hoekom ons die seënlied aan die einde sing en ons na mekaar kyk, dat ons vir mekaar sê, jy's my broer, jy's my suster. Ek sien iets van Jesus in jou. Ek erken jou as my medemens. Gister het ek, of ten minste, dit was Vrydagmiddag, staan daar iemand daar by die robot by Sandbaai. En na aanleiding van hierdie gedagte, draai ek my venster af. Ek het geen geld, ek het niks by my gehad om vir hom te gee nie. Maar ek draai my venster af, en hy kyk na my en ek groet hom, en ek kyk in sy oë, en ek sê vir hom, goeiemiddag. Ek het nie nou iets nie, maar hy kyk my terug in my oë, en hy sê vir my, baie dankie. En ek besef, deur nie hom te ignoreer of nie te maak asof hy nie daar is nie, maar om in sy oë te gekyk het ek vir hom tog iets gegee deur die genade van God. Hom gegroet, hy's 'n mens. Wat sy agtergrond is en die redes hoekom hy daar staan, weet ons nie, maar hy's 'n mens. 'n klompie jare terug het Helena Becker haar getuienis hier in ons kerk gegee, van u sal haar ken.
Verskillende mense het op haar pad moeite met haar gedoen. Mense soos Tjukie en soos Erika. En uiteindelik het Helena ook 'n hophuisie in Houston gekry. Helena kom uit die moeilikste, haglikste omstandighede. Haar lewe was verniel. Maar God het haar opgelig deur die liefde van medemense in hierdie gemeente. Nou die dag stuur sy vir my 'n WhatsApp. En sy sê vir my, Michiel, jy weet mos ek het nie 'n motor nie, maar daar is iemand in Sandbaai, 'n vriendin van my wat gereeld vir my kom oplaai en vir my winkel toe vat, so 2 keer 'n maand. En sy is nou na haar kinders toe. Weet jy nie van iemand wat vir my kan kom oplaai nie? En ek het vir Tjukie gekontak en dadelik het sy gesê ja. En Helena praat van haar hophuis in Houston as my klein paleisie. Die Here het vir my 'n klein paleisie gegee. En haar seun wat ook in hierdie moeilike omstandighede groot geword het, loop die Here se pad. Hy werk in Amerika vir 'n beieboer. Hy het onlangs sy eie huis in Fisher Haven gekoop. Wat 'n mooi verhaal. Omdat daar mense, verskillende mense in hierdie gemeente oor jare nie opgegee het op haar nie, maar iets van Jesus in haar raak gesien het. Arona vertel nou die dag, haar kar het sonder petrol gaan staan by Sandbaai se sirkel. 5 motors ry verby. Sy probeer om haar bakkie uit die pad uit te stoot. 'n Swart man kom, hy parkeer in die middel van die sirkel, klim uit sy kar uit en hy stoot haar kar vir haar uit die pad uit. Vriende, geloof word dade van liefde. Grenslose, onvoorwaardelike liefde. Want barmhartigheid verander alles. Verantwoordelike, barmhartige optrede teenoor mense in nood. Wys in wie jy glo. Wys dat jy vir 'n medemens raak sien. Dat jy iets van Jesus in daardie mens raak sien. Is jy bereid om die tweede myl soms saam te stap, want dit vat tyd, dit vat soms moeite, dit vat soms opoffering, dit vat soms dat ek iets van myself een kant sit. En wanneer ons oor werklose mense praat, die ander dag praat ek met iemand wat in die boukonstruksie is. En ek kom agter, en nou weet ons mos as iemand langs die pad staan wat werk soek, as jy vir hom vra, kan jy verf, dan sê hy ja, as jy vir hom vra, kan jy messel, dan sê hy ja, want hy wil so graag daai werk hê. En nou kom die persoon daar en hy kan nie die goed doen nie. Wat doen hierdie man? Hy vat hom en hy sê, kom ek wys jou hoe. Dit vat sy tyd, dit vat van sy geld. Maar kom ek wys jou hoe. Ek leer jou, hoe moet jy hierdie gereedskap gebruik en hoekom gebruik jy hom so en nie so nie. En uiteindelik het hy hierdie persoon 'n vaardigheid geleer. Barmhartigheid van Jesus Christus verander alles. Waar sien ons onsself vanoggend in hierdie skrif?
Terwyl ek nou so na u kyk, sien ek twee mense, en ek dink nie hulle wil nou hulle name genoem hê nie, maar ons het een oggend lank terug, het ek gevra, ons soek dringend 'n huis vir 'n dogtertjie. Sy kan nie meer in haar huislike omstandighede bly nie, dis nie goed vir haar nie. Haar ma, ek wil nie verdere dinge noem rondom dit nie, hoe haglik haar omstandighede was nie. 2 dae middag toe lui my foon, toe sê hierdie twee ouers, hulle sit vanoggend hier, Michiel, ons sal haar die dogtertjie in tydelike pleegsorg neem. Hulle ken haar nie haar omstandighede nie, maar die Here lê dit op ons hart. Dis nou ons wat dit gaan doen. Daardie kind is nog steeds in hulle huis, permanente pleegsorg. Wie druk die Here vanoggend op die hart? Wat sê die Heilige Gees vanoggend vir u? Bely u vanoggend, ek glo in die lewende opgestane Jesus Christus, hy is my Here. En gemeente, ek moet ook voor die Here bely en sê, Here, daar's kere wat ek nie gesien het nie u gesien het in iemand nie, waar ek dalk iemand te nagekom het, of nie opgetree het soos u wil hê nie. Ons het 'n genadige God, maar ons mag nie sy genade goedkoop maak nie. God se begeerte is dat ons almal saam by hom sal wees, met die ewige lewe vir altyd. En wat ons vanoggend hier lees, staan nie teenoor skrifgedeeltes wat Jesus sê, wie in my glo sal lewe, al het hy of sy ook gesterwe nie. Of Johannes 10 wat sê, ek gee aan my kinders die ewige lewe, hulle sal nooit verlore gaan nie. Niemand kan hulle uit my hand uitruk nie. Wanneer hierdie woorde, lewende woorde in my hart is, ek 'n kind van God is, dan wys dit waar ek geleenthede het om vir iemand iets van Christus te wys. Wat ook al die situasie. Kom ons word voor die Here stil, gemeente. Dalk wil jy iets vir die Here sê. Dalk wil jy jammer sê soos ek. Of net sê, Here, dankie. Hier is ek. Kom ons word 'n paar oomblikke stil. Here, dankie dat daar 'n woord is in Johannes 1 vers 8 en 9 wat sê, as ons sê dat ons nooit gesondig het nie, dan bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar wanneer ons sonde en ons liefdeloosheid bely, dan is u getrou en regverdig om dit vir ons te vergewe en ons van alle ongeregtigheid rein te maak. Here, dankie. Dankie dat ons na u toe kan kom.
En dat ons ook in die woorde van hierdie gebed kan sê, ewige, heilige, ondeurgrondelike God, ek kom na U toe. Ek wil U hoor, ek wil U antwoord. Ek wil U vertrou en U lief hê, U en al U skepsels. In U hande, Here, lê ek my sorge, my twyfel en my vrees. Here, ek bring geen geloof nie, ek het geen vrede nie, ontvang my. Wees by my, sodat ek by U kan wees, dag na dag. Lei my dat ek U vind, en U barmhartigheid, dat ek dit leef, Here. Maak my oë oop, die oë van my hart, om U in elke mens te sien. Om te weet, wat ek aan mense doen, doen ek aan U. Of wat ek nie doen nie, doen ek ook nie aan U nie. Kom, Here God, kom Jesus Christus, U is my verlosser. Kom leef U hart, U Vaderhart, deur my. En Here, dat ons mekaar hierin help en ondersteun en nie veroordeel nie. Want Here, aan U wil ek behoort. U wil ek dank, U wil ek loof, Here, my God en my verlosser. Amen. Kom ons antwoord soos wat ons daar sit, met die woorde van die ou bekende lied 245, al 3 verse.
Gemeente, kom ons staan, dan sluit ons af met die slotlied en dan die seënlied. Gemeente, ontvang die seën en luister mooi na die Gees van God wat hy op u hart lê. Ek wil ook sê tot alle eer van die Here dat ook uit die vreemdelingssituasie wat ons gehad het die kerke saamgestaan, verskillende gelowiges, en ek wil ook dankie sê vir almal wat, van wie ek nie dalk weet eers wat miskien bygedra het nie. Ons gemeente het ook bygedra om 'n klompie vreemdelinge te kon huisves by Shofar gemeente. Maar uit die gemeenskap, ten minste het daardie mense iets ervaar dat die kerk van Christus in Hermanus vir hulle menswaardigheid gegee het, totdat hulle vertrek het. Mag dan nou die genade van God ons Vader, die hart van Jesus Christus, die barmhartigheid wat hy vir ons kom wys het, sy onvoorwaardelike liefde, ons so inspireer, dat ons geloof in hom, daagliks, in mense, wat hy op ons pad plaas, Christus raak te sien. En dat ons dan vir ons Here met liefde sal behandel. Amen. Kom ons sing die seënlied.